vanoggend so 'n paar oomblikke na te dink op jou eie. In ons liturgie het ons altyd tyd vir ons verootmoediging en ons het altyd tyd vir ons geloofsbelijdenis. Maar ek wil hê jy moet vanoggend oor twee dinge so lank begin dink waar vanoggend se boodskap gaan. Die eerste daarvan is liefde. Liefde. So ek gaan vir jou 'n aanhaling wys op die bord en op die skerm en jou so 'n minuut of 2 gee om dit rustig deur te lees en sommer so 'n bietjie daaroor te reflekteer vir jouself vanoggend. Kom ons bely ook wat ons glo, deur saam te staan en die apostoliese geloofsbelijdenis saam op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Kom maar weer sit. Ek wil jou 'n tweede aanhaling vanoggend wys, wat jy dalk 'n bietjie langer oor kan dink. En dit gaan oor oordeel. Oor oordeel. Here, dis ons voorreg om vanoggend hier te wees in U teenwoordigheid. Om na te dink in adventstyd oor hoop, oor vrede, oor vreugde en oor liefde.
Here, om te kan beleef in hierdie tyd, die afwagting, wat ons na uitsien om Vrydag Kersfees te kan vier. Met alles wat dit beteken. Dat U na hierdie wêreld toe gekom het, vir my, vir die een wat langs my sit, vir my kinders, vir my ouers, vir elke persoon wat vandag my pad gaan kruis, as ek hier by die kerk wegry. Want Kersfees is die boodskap vir elkeen van ons. En dis ons gebed, Here, dat ons, as ons vanoggend so saam hier is, nadink oor U woord, oor Kersfees, oor liefde, oor oordeel, dat U die een mag wees, wat deur U Gees in ons harte tot ons spreek. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 3. Johannes 3, jy kan dit ook op die skerms volg, as jy jou Bybel het, Johannes 3. Dis 'n bekende gedeelte. Wie weet wat gebeur in Johannes 3? Ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie. Wie kan raai of onthou? Jesus gaan sien iemand, of iemand kom sien Jesus eerder. Wie kom sien vir Jesus? Nikodemus, sy, as jy sukkel, lees net die opskrif. Ons kan hierdie in so 'n bietjie sagter, so dankie Steps. Met ander woorde, in Johannes 3 kry ons die bekende verhaal, heel in die begin van Johannes, van waar Nikodemus kom en in die nag kom vir Jesus uitvra. Nou, dis 'n wonderlike hoofstuk. Ons gaan nie vanoggend die hele hoofstuk lees nie, maar in die aand wat dit plaasvind, is dit interessant, want natuurlik is Nikodemus op die Joodse raad, so hy is een van Jesus se vyande, maar hy is nuuskierig oor wie Jesus is, en dan kom vra hy vir Jesus uit oor hom, en dan sê Jesus mos nou die bekende woorde vir hom, dat jy moet weer gebore word, en dan verstaan Nikodemus dit nie so mooi nie, en dan verduidelik hy dit vir hom, eintlik dat hy op 'n nuwe manier in gees weer gebore moet word. Met ander woorde, dat hy eintlik sy verhouding met die Here moet hernie, en so aan. En dan staan 'n hele teologiese gesprek in Johannes 3 aan die gang, en dan lees ons die bekende Johannes 3 vers 16, van daar af tot aan die einde van die hoofstuk. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Tot sover. Hoe funksioneer oordeel in jou lewe? As daar nou iets moet gebeur wat jy oordeel iemand nie reg doen nie, hoe hanteer jy dit? As iemand nou byvoorbeeld voor jou injaag, hier af in Van Strydom of Linwood weg, hoe hanteer jy dit? Dink jy, hierdie ou het nou voor my ingejaag en dis 'n verkeerde ding om te doen? Of dink jy, hierdie ou het nou voor my ingejaag, die boelie? Nee, ek hou nie van hom nie. Of kom ons sê, jy vind uit dat jou beste vriend het 'n buiteegtelike verhouding. Hoe oordeel jy daaroor? Hoe hanteer jy dit in jou kop? Sal jy sê, hierdie vriend van my het op 'n verkeerde pad afgegaan en iets het fout gegaan, ek wonder wat het fout gegaan, hoe gaan ek hom help om weer op 'n manier herstel in sy lewe te kry? Of gaan jy dink, nee, ek wil niks weer met die vent te doen hê, want hoe kan hy dit aan sy vrou doen, wat ons al die jare so goed ken? Of sê nou jou broer steel geld by jou.
Hoe gaan jy daaroor oordeel? Hoe funksioneer oordeel in jou kop? Sal jy sê, wel, my broer het my geld gesteel, ons moet 'n manier vind dat dit kan reggestel word? Of sal jy dink, ek wil nooit weer in my lewe my broer sien nie, en as ek enigstens 'n kans kry, dan gaan ek iets doen wat hom net so seer maak, soos wat hy my nou seer gemaak het? Hoe funksioneer liefde in jou lewe? As jy nou moet dink in jou kop oor liefde, hoe werk liefde in jou lewe? As jy nou moet dink aan verhoudings naby aan jou, is jy lief vir iemand want jy voel iets vir hulle? Is jy dan lief vir hulle? Hulle is in jou hart, daar's 'n emosie by betrokke, so dis vir jou maklik, of jou vrou, jou kinders, of iemand naby jou liefde het, jy voel dit. So dan leef jy ook liefde, jy doen liefde volle goed teenoor hulle, want is vir jou maklik, jy die emosie wat daarmee saamgaan. Of funksioneer liefde vir jou so, daar is mense vir wie jy nou net moet lief wees soos jou familie, né? Ek like nou nie almal in my familie nie, hulle kom almal Vrydag by my eet, maar ek sal nou maar ten spyte van daai neefie en daai se tannie en daai skoonma wat altyd dit en dit oor my kos te sê het, ek sou nog steeds vir hulle lief wees, want ek moet vir hulle lief wees. Of jy dink, ek sal liefde bewys aan arme mense in hierdie tyd, of mense wat iets kort, dis hoe liefde funksioneer in my kop, want ek moet dit doen. Dis iets wat 'n wettiese ding is. Ek moet dit doen, so ek doen dit, ek sal vir iemand iets gee. Is dit hoe liefde in jou lewe funksioneer? Nog 'n vraag, dink jy liefde en oordeel behoort anderster te wees vir ons as die kerk van Christus, as wat liefde en oordeel werk vir enige iemand in hierdie wêreld? Almal ken seker Johannes 3 vers 16 uit hulle koppe uit, né? So as nou vir enige kind kan vra, dan sal meeste kinders kan sê, Johannes 3 vers 16, sal ek kan sing, of ek kan dit opsê, ek weet wat dit beteken, want so lief het God die wêreld gehad, hy sy enigste seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar wie van julle ken Johannes 3 vers 17 uit jou kop uit? Wie kan die volgende vers, wat eintlik nog meer belangrik is, uit jou kop uit sê? Vers 17 sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Hoe funksioneer liefde en oordeel in die Here se kop? Het jy al ooit daaroor gewonder? As ons weer gaan kyk na die aanhaling wat kom uit een van die beste tematiese woordeboeke op die evangelies. Die eerste een oor oordeel, kom ons lees hom net gou weer saam. Hy sê, om net daar voorkry, daar sê, the main thrust, is 'n opsomming van oordeel in die evangelies. Relationship rather than retribution. Relationship rather than retribution. The evidence suggests that Jesus' understanding of judgment focuses not on a strictly retributive justice, whereby rewards and punishments are recompense for human deeds. Rather, the focus is on relationship to Jesus or to God through him, and the relationship chosen by people when confronted by the message of God's kingdom will be confirmed at the final judgment. En dan die volgende aanhaling oor die liefde sê, for Jesus' love depends on the nature of the lover rather than that of the beloved. Jesus loved because he was a loving person, not because he found attractive qualities in those he loved. His followers are to be loving people,
not simply to be drawn to attractive people. Hierdie 2 aanhalings het my nogal die week baie laat dink. Vir die Here gaan oordeel oor die herstel van 'n verhouding en nie oor die bevrediging van een of ander selfsugtige rede nie. As jy moet eerlik wees oor hoe oordeel in ons koppe werk, dan het dit gewoonlik meer te doen met ons wat wil hê ons is reg bewys, as wat dit noodwendig gaan oor die persoon oor wie ons 'n oordeel spreek. Of heel dikwels het oordeel in mense se lewens meer te doen met wat hulle uit die situasie uit kan kry, as dit wat hulle in die situasie kan gee. En heel dikwels het oordeel vir mense in die wêreld iets geword wat eintlik met wraak te doen het. As ons die hele Bybel deurkyk en veral die Nuwe Testament, dan is God se oordeel na die wêreld toe met een intensie. Een intensie. En dit is die herstel van 'n verhouding. As jy kyk na wat Jesus dink en doen, wat ons in Johannes 3 sien, baie ander plekke, as hy sê hy kom te oordeel, dan kom Jesus nie daaraan en dan sê hy, jy's teen die wet en jy's vir die wet, of jy's vir my en jy's teen my en jy's teen, dan jy gaan hel toe en jy gaan hemel. Oordeel vir God is die herstel van 'n verhouding. Met ander woorde, wat jy besig is om te doen is eintlik om 'n oordeel oor jouself te bring, want jy maak jouself seer deur te jok of te steel of verhoudings seer te maak, van God af weg te gaan. En ek wil jou eintlik terugbring na 'n verhouding toe met my. Jy sien dit in Openbaring die heel beste. In Openbaring is daar 'n klomp oordeel. En die oordeel in Openbaring word so lank as moontlik uitgestel. Hoekom? Want dit bly God se intensie om mense te oortuig van sy liefde. Dit bly God se intensie om mense terug te bring in 'n verhouding in. Dis oordeel. Die doel van oordeel is herstel. Is verhouding. Is terugkom. Nie seer kry nie. Nie selfsug of om reg te wees of om jouself te verskoon nie. En die tweede ding wat nog meer belangrik is uit Johannes 3 is, dat vir die Here gaan liefde oor die uitleef van sy karakter. Nie oor hoe aantreklik dit is om die ander persoon in die verhouding lief te hê. Nêrens in die evangelies kry ons 'n aanduiding dat God se liefde gebaseer is op iets wat iemand anderster gedoen het nie. Nêrens is die Here se liefde eintlik beskryf as Jesus het sy liefde voorwaardelik gemaak vir wat iemand doen of nie doen nie, of reg kry of nie reg kry nie. Die liefde het altyd van homself afgekom, van binne af. So wie voor hom gestaan het, het nie eintlik saak gemaak nie. Want sy liefde was nie afhanklik van wie voor hom gestaan het nie. Sy liefde was afhanklik van wie hy is. En besef jy die implikasies van so 'n liefde? Jy sien, Kersfees leer ons iets oor liefde en oor oordeel. En dit leer vir ons dat liefde en oordeel vir Christene anderster is, met 'n ander intensie, as wat die wêreld se is. Die verhaal van Kersfees is in essensie eintlik die verhaal van wie Jesus is. Sy koms na hierdie wêreld toe, sy geboorte,
Alles wat daarmee saamgekom het, wat op die einde uitloop op wat aan die kruis gebeur het, is nie gebaseer op wat ek en jy gedoen het, of hoe ons lyk, of wie ons is nie. Dit is gebaseer op wie God nie anderster kan as om te wees nie. Jy kan amper sê dat Kersfees is die verhaal van God wat nie langer homself kon inhou nie. Wat nie langer kon toekyk nie. Wat nie langer die wettisisme en die oordeel en alles wat daarmee saamgekom het in die Ou Testament en wat die godsdienstige praktyke van die dag op die tafel gesit het, kon hanteer nie. En wat besluit om te sê, die beste uitdrukking van wie ek is om hier vir jou te kom wys, lyk liefde. En dan sê Johannes 3, en ek het nie gekom om julle te oordeel nie, ek het gekom om jou te red. En jy moet dit hoor in jou eie lewe, dink ek. Want Kersfees behoort jou verstaan van liefde en oordeel anderster te maak. As 'n individu vanoggend voor die Here moet jy eintlik hoor dat die Here het na hierdie wêreld toe gekom, nie om jou te oordeel nie, maar om jou te red. En die intensie wat baie ernstig, intensief agter dit sit, het alles te doen met wie hy is. Sy liefde. En nooit hoef jy te bekommer dat daai liefde kan verander nie. Want dit is nie gebaseer op wie hy is nie. Dit is gebaseer op wie hy is. En dis vir ons moeilik, want ons lewe nie liefde en oordeel so in ons lewens nie. Dikwels is ons net lief wanneer ons wil lief wees, of wanneer ons emosies ons laat voel asof ons wil lief word. En dikwels oordeel ons nie om herstel te bring nie, maar om 'n punt te bewys. Ek bedoel, verbeel jy vir 'n oomblik, jy het mense geoordeel vanuit 'n suiwer intensie om herstel te bewerkstellig. As jy vir iemand sê, jou vriend, ek is hier om jou te help, al het jy daai ding verkeerd gedoen, want my intensie is herstel. Dit is sleg vir jou om X, Y en Z te doen. Ek is vir jou lief, want ek wil jou sien herstel. Genesing. En 'n liefde wat nie gebaseer is op hoe jy lyk of wie jy is nie, maar omdat jy so verander is in jou binnekant, jy kan nie help nie. Voordat jy jou oë uitvee, dan is jy lief vir iemand. Want dit is nie gebaseer op iets wat ekstern gebeur nie, dit is gebaseer op iets wat jy intern beleef het. Dit het jou menswees verander. Jy kan jouself nie help nie. Jy is net lief. En alles wat jy doen, kom uit hierdie intensie uit. Liefde. So het hierdie jare 'n studie bekend gestel van waar jong mense oor die kerk praat. En die negatiefste statistiek, die res was baie positief, maar die een negatiefste statistiek is dat 70% van jong mense in die kerk gesê het hulle dink dat ander jong mense dink die kerk is veroordelend. 70%. 70% van hulle, en dit was 'n baie goeie studie, sê die kerk se persepsie of ons persepsie oor die kerk is die kerk is veroordelend. En dis die enigste ding uit hierdie hele studie wat my eintlik die heel meeste pla. Want Kersfees se boodskap is presies die teenoorgestelde. Mense moet aan die kerk dink en die Kersfees boodskap hoor en dink, die kerk het na hierdie wêreld toe gekom om Jesus se bediening voor te sit. En wat's daai bediening? Om mense lief te hê, om hulle te herstel. Ons het nie gekom om jou te laat voel
asof jy veroordeel is nie. Sonder om prys te gee, dit wat reg en verkeerd is. Maar die intensie is tog liefde. Ek weet nie wat skryf mense in hulle harte wat nie in die kerk is hierdie jaar oor die NG Kerk nie. As mense nou hierdie jaar oor die NG Kerk dink, dan dink ek daar is sommige mense wat sal voel die liefde was te min. En daar's ander wat sal voel die oordeel was te min. Wat my die meeste pla is dat ek nie dink in meeste van die gevalle was of die liefde of die oordeel met die goddelikheid van Kersfees se inhoud gevul nie. En daarom is Kersfees se liefde duur. En daarom is Kersfees se oordeel moeilik. Want dit kan so maklik verkeerd loop, dat ons liefde nie goddelik is nie, en dat ons oordeel uit selfsug uitspruit. So mag jy in hierdie Kersfees, waar ook al jy is in hierdie week, vir die Here vra om vir jou hart te gee van liefde. Sy hart. Dat maak nie saak watter neef of oom of tannie of skoonma by jou kom eet nie. Maak nie saak watter persoon langs jou in Hazeldean se Pick n Pay staan of jou kos oplei of watter taxi voor jou injaag in Linwoodweg. Dat jy nie anderster kan as om met liefde te oordeel nie. Met een intensie in jou hart, en dis herstel. Amen. Here, Kersfees is 'n ongelooflike tyd om herinner te word aan u liefde. En ons moet vanoggend eintlik met hierdie boodskap 2 gebede bid. Ons moet bid vir herstel in ons eie lewens, waar ons met goed besig is, Here, wat nie u goedkeuring wegdra nie. Wat teen u wil is. Omdat dit ons weerhou, Here, van 'n verhouding met u, wat ons kan hê. En dan moet ons die gebed van liefde bid. Die gebed, Here, waar ons vra dat u hart ons hart word. Waar ons liefde, wat ons leef, iets sal wees wat uit ons binneste uitvloei. Ongeag van wat om ons aangaan, of tot wie dit gerig is. Here, ons bid dat u in hierdie week vir ons geleentheid mag gee om Kersfees se liefde teenoor mense te leef wat oor ons pad kom. Help ons dat u Gees ons harte sal herstel oor verhoudings, oor mense, dat ons in liefde by die waarheid mag bly, maar dat ons intensie altyd goddelik is. En dit is om mense met u te verenig, te herstel, te genees, sodat daar in hulle lewe mag kom wat daar in ons lewe al lankal gekom het. 'n Verhouding met u. 'n Geloof in u. Vol vrede en vreugde en hoop en liefde. Amen.